Okay, hier is die belangrike ding vir julle. Ons het gister in die ander video, ek het vir julle genoem van hierdie punt X en Y. Ek het ook vir julle genoem. Casey Solomons, hulle wag vir jou matriek musiekprakties. Casey Solomons na die musieklokaal. Okay, so julle gaan sien, hierdie eerste deel voor is die deeltjie wat loop tussen Y en X, dis die sigbare deel. En alles wat agter dit is, alles wat vanaf daai punt die kant toe is alles onsigbaar. So wat ek gaan doen hierso, om dit te merk, ek is nou by punt X, gaan ek van X na 7 toe, so jy werk letterlik gaan kyk na hierdie nommers. Dis hoe jy weet wat moet waartoe gaan. So if you have the numbering system, you can figure this out. So from X to 7, we're going to have a line there. We're going to go from 7 to 6. Then it's going to go to point 5. Then to point 4. Point 3. Point 2. It's going to do a bit of a turn there. Point 1. And then it's going to go to point Y. Okay, so as jy mooi gaan kyk hier, so gaan jy sien, jy moet maar mooi kyk om daai bogie te kry. So I'm just going to do this freehand first. What I'm not going to do is, I'm not going to do this with a flexi of a French curve now to save time, but remember, whatever you do freehand will not be marked at the end of the year. So as jy dit gaan, jy kan hom liggies vryhand doen, maar dan moet jy hom daarna met 'n flexie, ek is nie lief vir die flexie kurwe, vir die, ek sê lief vir die flexie kurwe nie, want hy werk baie keer 'n bietjie moeiliker. But the French curve works a bit easier, but just don't do it freehand. Okay, so ek sal byvoorbeeld die ding, ek het 'n spesiale tool hier, gebruik dit vir daai stukkie, gebruik dit vir daai stukkie, maar jy gaan daai bogie daar kry. Okay, nou, hoe doen ons die ontvouwing op 'n silinder? Nou, dit is eintlik die maklikste ding wat daar is. It's really not difficult. Okay, but there is one thing you have to remember. Nou moet jy gou mooi luister. Ek gaan daai ontvouwing hier langs die kant doen. I'm going to do it here on the side, because if I project it across here, it's gonna fill up my whole page. So ek gaan dit nie daar doen nie. Ek gaan vir my hierso 'n lyntjie trek. I'm going to draw a line here. Okay, nou, onthou julle ek het gister vir julle gesê van pi maal diameter. As jy omtrek van 'n sirkel wil uitwerk, vir die mense wat nou bietjie vergeet het, as jy, as ek hierdie beker vat, die middellyn, dis die diameter, nee, 2 keer die radius is die middellyn. Maal dit met pi se waarde en dan het jy die omtrek. So jy kan net sê pi maal diameter, en in hierdie geval is die sirkel 56, so jy moet hierdie berekeningkie gaan jy ergens moet doen, 56 maal 3,142 wat pi se waarde is, en dit gee vir ons wat? Sal dit gaan moet uitwerk? Jy vir julle sakrekenaar hier naby? Ek kan gou kyk ook. Gaan so net onder 180 wees. Ja. Net onder 180. Okay, right, maar is reg. Sê, is dit presies 176? Okay, kom ons maak gou seker. Okay, calculator 56 maal 3,142 175,9, so kom ons sê 176 176. So wat ek gaan doen is op hierdie lyntjie. Right, 1 7, daar's 170. 1 2 3 4 5 6 daar. 176. Okay. Die grootste fout wat jy nou kan maak. Wat is die grootste fout wat jy nou hier kan maak?
om 176 te vat en dit te gaan deel deur 12. Hoekom kan ek nie dit doen nie? Hoe gaan ek 'n 12de van 176 presies 12 keer afmeet? Jy gaan nie kan nie, nê? So wat gaan jy moet doen? 'n lynverdeling. Right. So wat ek gaan doen is, ek gaan sommer dit, jy gaan 12 indelings hê. Uit die aard van die saak, gaan ek het nou maar hier oor hierdie ding moet trek, nie nou aan 'n spasie hier nie. So, jou indelings kan so groot wees soos jy dit wil maak. Ek gaan dit elke sentimeter maak, so vanaf 0 tot by 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wat is daai, 10, 11 en 12. Goed, vat my laaste punt daar na my laaste punt hier. Jy kon dit ook ergens anders op die bladsy gedoen het. So ek gaan gou my daai twee net verbind. En in die eksamen moet jy net, wat ek sal doen is, ek sal hierdie lyntjie trek. En dan die res sal ek net aanskuif. Ek sal nie die hele lyn trek nie, hoekom nie, want dit vat onnodig tyd, nê. So ek kan hom net daar gaan afmerk. So, daar is hy. Daar is hy. Net seker maak ek werk parallel. So al die lyne is maar net parallel. Goed, dit gee vir my 12 spasies. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right. As jy nou 'n toiletrolletjie vat, en jy sal hom uitrol, waar hy begin en waar hy eindig, dit gaan wees van daar tot daar, nee. So nou gaan trek ek vir myself, net vir die ding opline, trek ek vir my 12 lyntjies hierso. Ja, jy deel nou die omtrek in 12 dele op. Ek gaan nou vir jou sê hoekom. Goed, nou, al wat jy nou moet doen is, ons gaan vat hierdie nommers, jy kan begin waar jy wil, hulle het gesê, maak die las, wat 'n punt, het hulle 'n punt gegee daar, kom ons kyk gou, maak AB die naad, AB is, ek net so kyk waar lê hy, dis op die centerlyn, dis AB, so dit vir julle in pen intrek hierso, AB is daai stukkie daar. So AB is eintlik my lyn 7. OK, so ek gaan moet begin hierso by 7, 8, 9, 10, 11, 12 en dan weer 1, 2, 3, 4, 5, 6 en punt 7 gaan my naad wees, né? OK. Hoekom het ek dit so gedoen julle? Want as jy nou gegaan het en jou passer gebruik het, sê nou maar jy het hierdie gevat, jy het my sê meneer, ek gaan daai afstand vat en ek gaan hom 12 keer hier kom neersit. En jy gaan agterkom, daai gaan nie dieselfde wees nie. OK, hoekom kan ek dit so meet hê? Kom ek wys vir julle hierso. As ek meet van daar tot daar, dink aan 'n atletiekbaan. As ek reguit hardloop so en ek hardloop die boog, daar is mos baie verder. OK? So jy kan nie stryd meet op 'n sirkel nie. En dis die rede hoekom ons daai omtrek in 12 dele gaan opdeel. OK, want as ek hier gaan meet, daai fraksies wat ek uit is op die ou end, dink nou aan 'n wyntank, jy doen 'n miljoen rand se wyntank wat baie groter is as hierdie,
Nou daai verskille kan dalk soveel wees op 'n groter skaal. Maal met 12, so dan het jy nou ding wat nie reg werk nie, né? So jy moet kyk daarna. Goed, wat ons verder gaan doen is, ons gaan letterlik, dis al wat daarin is, ek gaan hierdie lengtes moet meet. Nou kom ons kyk gou, as jy hier vanaf kyk, die stukkie wat hier lê, kom ons sê, wat ek nou highlight vir julle, van daai punt af, soontoe. Daai stukkie lyn is nie sigbaar nie, né? So dit beteken, van daai punt af, daarbo, gaan die lyntjie wat hier inloop, 'n stippellyntjie wees daar, en aan die voorkant, tot en met, dink ek, punt Y, daar is wat ons gesê, is ook 'n, is 'n sigbare lyntjie, en dan daai is alles sigbaar, tot en met punt X, so daar so loop hy. Alright, goed, wat ons dan nou moet doen is, ons gaan hierdie afstande wat julle hierso sien, gaan ons moet meet, en dan gaan voeg ons dit net hier in. Ons begin by 7, so ek gaan nou net gou, is daar een van julle wat 'n passer het wat lekker akkuraat is, of 'n klein enetjie wat ons gou kan gebruik? Ek julle maar so klein enetjie, ons moet dit gebruik. Baie dankie. So, jy vat net hierdie. Ons begin by punt 7, meet hom. En punt 7 se afstand gaan voeg ons net by punt 7 in, daar is hy. So as 7 daar's, as 7 ook, hierdie kant wees, né? Dan gaan doen ek sommer vir punt 8. Nou as jy hom doen, dit is net gemooi kyk, dit is punt, daar is punt 8, dis daai afstand volgens my. Ja, dis daai enetjie, so daar is punt 8, onthou ons kan nie hierdie afstande meet nie, want dis die ware lengte sien, né? So punt 8 gaan hierso lê. Dan vat ek gou vir punt 9. Okay, dis punt 9, daai, dis met ander woorde die rooi punte, so punt 9. Wat gou vir punt 10. Daar is punt 10. Punt 11. 10 en daar is ons 11, hulle is amper ewe lank. Dan is ons punt 12. As ons 12, dan moet ons sê, is dit reg? 2 en 12, ja. Daar is punt 12, dan punt 1. Ons sit gou vir punt 1 in. Ok, dan vanaf punt 1, ok, so is 12, dan moet ons ook punt Y ook doen. Ek het nou onthou van hom. Ons sal hom nou doen, onthou my net van hom. Ok, 1 is klaar. Ok, dan gaan ek na die voorkant toe, dis punt 2, so dit gaan hierdie enetjie wees. Waar is hy nou? Wacht so bykie, wat is daai? Is dit die 12? Het lyk vir my, ek het die verkeerde punt gemeet. Ekskuus julle, ek het verkeerde punt gemeet nou. Daai punt 12 lyk dit vir my lê hierso. Is dit daai? Ja. Ja, dis hierdie enetjie. Ja, sorry, dis my fout daai. Daar's punt 12. Okay, goed gaan. Right, so daar is die afstandjie, dis 12. En ek wil net seker maak of hierdie reg is, daar is ons 1. Okay, so daai punt is hier daar nie. So hom nou uithaal.
Ok, kom ons kyk gou vir 11. Net gou weer seker maak. 11 is reg. Daar is 10, 9, 8 en 7. Daar is 1. Ok, punt 2. Kom ons kyk gou hierso. Daar is punt 2. Right. Punt 2 is hierso. Dan punt 3. Is daai enetjie. Dan punt 4. Dan punt 5. Omgaan 5. Dan punt 6. En 7 het ons klaar. Alright. So hier is nou 2 punte wat ek nog nie het, wat ek net gaan moet insit. Die ene is op daai hoekie gaan X en Y lê. So ons moet net gaan kyk na hulle. Dis die enigste punte wat ons nie anders kan nie, waar jy hom gaan moet meet hierso. So jy kan meet, ek sou amper sê dis beter om te meet van 1 na 12. Alhoewel, as jy baie akkuraat wil werk, moet jy dit eintlik gaan uitwerk wat 'n breekte daarvan is, maar jy hoef glad nie dit te doen nie. So vanaf 1 na 12 toe, vanaf 1 na 12 toe gaan ek vir my 'n merkie insit daarso. So ek het daai afstand gevat en dit is punt Y. Daar lê punt Y en dan punt X lê net aan die ander kant. Waar is hy? Dit is vanaf 7 na 8. So kom ons kyk gou vanaf 7 na 8. Daarso lê punt Y. Goed. Ek gaan daai 2 lyne net gou intrek. Yes, ek het vir X. Daar is die ene, die ander enetjie, of ekskuus, ja, sorry, my fout. X en Y. Right, daar is ons hy. Goed, op daai 2 lyntjies, hulle lyk nou nie vir my dieselfde nie, het ek net weer kyk. Vanaf 7 na 8, ons kyk gou daar. Dis daai ene. Vanaf 1 na 12, vanaf 1 na 12. Daar so die passer bietjie beweeg, ons sal hom bietjie gou moet aanpas. Ok, so daar lê, nou moet ek gaan die afstande net gou gaan meet. Daar is nie 'n ware lengte nie. So ek meet daai afstandjie hierso. Daar is ons X se afstand. En kom ons meet gou vir Y. Okay. Daar is ons punt Y. As ek nou my punte gou gaan plot, ek gaan dit eers netjies vryhand gou doen. Yes, hallo Wian. Yes. Meneer, ek het gou die laaste deel van my prakties aan. Dis reg, jy kan gou gaan, dis also. Tot is meneer. Bye bye. Yes. Dan Janita toe. Jy kan? Goed, so as jy hierdie klaar gedoen het, vat dan nou maar jou fleksie en jou Franse kurwe.
So hierdie moet 'n egalige kurwe wees. Julle dit obviously omdat dit 'n ronding is, gaan jy hierdie kry. En dan hardloop hy bietjie in 'n negatiewe kurwe in daar. So hy gaan so lyk. Ekskuus, hy moet nou bietjie, hy gaan so loop soos nie soos wat ek hom nou daar het. Hy gaan so loop. OK. En dan hierdie enetjie hierso. En daarso sy en hierso sy, né? As jy daai ding gaan uitknip en jy vou hom, gaan hy perfek om daai shape daarso vou. Dis hoe hy lyk. Alright. En dit is die hele ding. En dan net gou stop die recording, gou stop daarso. Julle kan dit gou klaar maak. Ek sal vir julle 'n fotootjie ook stuur van hom. Jy wil sien hoe hy lyk. Net gou kyk aan my boek.